Dankie, Hemelse Vader. Here, is altyd so voorreg en altyd so humbling om in die teenwoordigheid in te kom, Here, want mens besef net hoe vol foute ons is, Here, as ons voor U kom, Here. En ons besef net partykeer is ons nie waardig om voor U te kom nie, Here. Maar ons is nie op ons eie waardig nie, Here. Ons is nie op ons eie genoeg nie, Here. Ons is net te danke aan Jesus se opoffering aan die kruis, is ons in staat om dit te doen, en ons is so dankbaar vir dit. Vanoggend wil ons net voor U kom en vir U sê dankie. Dankie, Here, dat ons al hierdie goed ontvang wat ons glad nie verdien het nie, en nooit sal verdien nie, Here. Maar dat ons dit kan ervaar as gevolg van Jesus se aksies. Ons dankie daarvoor, en ons wil net vir U sê, Here, ons verootmoedig onsself vanoggend vir U, want ons is nie waardig om voor U te staan nie. Maar ons is dankbaar dat ons kan. Here, ons vra nou, Here, dat U ons sal reinig, dat U ons sal skoonmaak. En soos U met Jesaja gemaak het, dat U ons lippe sal aanraak met die kole. En laat ons praat wat U wil hê ons moet praat, Here. Maar dit nie gaan oor ons nie, maar oor U. Maar dit nie gaan oor ons agendas en ons opinies nie, maar laat dit gaan oor wat U wil sê oor hierdie goeders, Here. Ek is dankbaar, Here, dat ek U kind genoem kan word, en Julian ook. En ons is dankbaar dat ons in die teenwoordigheid kan wees vanoggend. En ons is dankbaar dat ons kan gesels oor hierdie goed uit 'n Christelike oogpunt uit. En Here, ons weet wat die waarheid is. Mag hierdie waarheid oorgedra word deur wat ons bespreek vanoggend en wat ons gesels vanoggend, Here. Mag mense nie soos hulle so maklik sê, haat sien in wat ons sê en kwaad sien in wat ons sê nie, maar dat hulle sien ons doen dit uit liefde uit. Maar dit gaan oor hulle siele, Here, en nie hulle aksies nie, nie oor hulle geluk hier op aarde nie, maar hulle ewige geluk in die hemel. Dis waaroor dit gaan. Here, U is awesome. U is almagtig. U is die skepper van alles. U het ons geskep, Here, aan mekaar gewewe van ons moeder se skoot. Here, en ons is dankbaar dat ons deur U hand gevorm is. En dat U nie foute maak nie, Here. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U by ons is vanoggend. En dat U ons sal lei in hierdie gesprek deur die Gees. Ek bly die bloed van Jesus oor ons, oor hierdie gesprek. En ons dankie dat ons in U koninkryk is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ja, partykeer as ek bid, dan sê ek net soos man. Ja, wie is jy? Ja. Ja, anyway. Humbling. Ek love it eintlik, want bring my net terug grond toe. Ja, en ek dink daai idee van net elke oggend dat jy opstaan en kan sê vir daar's nog 'n plan met jou lewe. Ja. Soos baie keer as ek so week soos hierdie week gehad het, dan sê ek voel of ek by niks uitkom nie. Ek voel of ek niks doen wat belangrik is nie. Daar's so baie wat gebeur, maar daar's geen progress nie. Dis net soos staf. Dis net staf, jy weet, en dan as jy nou actually op 'n punt kom waar jy net stil raak en met die Here praat, dan sê jy soos, oh man, ek het nog nie regtig eens aandag gegee aan die Here hierdie week nie. Nie omdat jy daar kom, is dit so rustig. Ja. So lekker. Peace. Maar daai peace is nie net, hoe kan ek dit sê, 'n kalmte nie. Dis soos 'n peace wat my laat sien. Jy kan dit nie beskryf nie. Ja, verstaan. Dis 'n peace wat reflect, as ek dit so kan stel. Dis asof ek vir die eerste keer in 'n spieël gaan kyk en ek sien hoe vuil ek eintlik is. Weer. En dan sê ek net soos, Here, en dan hoe hy my skoon maak. Verstaan jy? Soos hoe, want dis hy wat reinig, dis hy wat regstel, dis hy wat herstel. Dis nie ek en my keuses en ja. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride.
Julle goeiemôre. Welkom by die Hansman Show en hierdie is ek weet nie, seker nou al episode 4 van ons Ja, episode 4. reaksie. Eintlik maar net gesprekke, spitball video's wat ons doen. En ek het goeie nuus vir julle. Ek het 'n lys van ek het gister 'n lys gemaak van seker tussen 10 en 15 mense wat so naby is om op die show te kom. So ek is nou hard besig om te werk om gaste te kry. Laat dit nie net elke week ek en Julian is wat hier sit nie. Laat ons weer stories kan deel en goeters, maar hierdie goeters is ook belangrik en hierdie goeters moet oor gesels word en dit is vir my eintlik nogal erg om te sien hoe min mense belangstel in hierdie goeters en dit gaan nie oor my of oor Julian of oor ek verwag ons moet duisende views kry nie. Dit gaan net oor ek wonder of mense lank genoeg soos ek nou gesê het in die unofficial intro. Ek wonder hoeveel van julle stop actually soos hulle sê stop and smell the roses. Hoeveel van ons weet actually wat aangaan in die wêreld en hoe ons daarop moet reageer as Christene? Ek sit vanoggend in die gym kom twee vriende, sal ons sê vriende, maar mense wat ek ken van die skool. Twee ouers na my toe en hulle sê, "Het jy sokker gekyk gisterand?" Ek sê, "Wat se sokker?" Nee. En hulle sê, "World Cup, ou." Ek sê, "Oh my word, ek nie eens geweet die World Cup het begin nie." Want en dis nie en dis soos daar's twee kante van dit. Jy weet, dis soos die een kant is ek gee regtig nie om oor sokker nie. Soos regtig, ek couldn't care less. En dis nie omdat Bafana sak en so aan nie. Dit is nie daaroor nie. Dit is net soos dit interesseer my nie. Ek gee nie om nie. Jy weet, toe die World Cup in Suid-Afrika was, ek weet jy was seker 5 jaar oud toe gewees. Kan wees. Hoe oud was jy? 2010. 4 jaar. 4 jaar. Jeez, ek het nog over-exaggerate. Was geoorskat. Ja. Maar toe die World Cup in Suid-Afrika was, het ons soos gaan kyk, jy weet, ek het vir Spanje support en hulle het actually die World Cup gewen. So ek het die Spanje vlaggies op my onthou jy nou, ek weet nie, jy kan seker nie onthou nie, maar hulle het sulke mirror socks gemaak. O ja, wat jy op jou kar gesit het en ek het my vrou het die Brazil socks gehad en ek het die Spanje en so ek was actually ek het actually nogal my span het op die einde nou gewen. Ek het nou natuurlik gehoop Bafana doen beter as wat hulle het, want dit is my land. Maar ek dink nie as hulle het uit die pool stages uitgekom. Hulle het nie uit die pool stages uitgekom nie. Ek weet dit, hulle het niks geskoor gister nie, so. Ja, ek dink nie bad is bad 2-0 teen Mexico te verloor met 2 rooi kaarte. Mexico was nogal goed, maar anyway, be that hoe dit ook al sê, ek's nie 'n sokkerhou nie. Ja. Ek gee nie om oor sokker nie. Dis nie omdat dit het niks met die mense te doen of enigiets nie. Dis net ek gee nie om oor die sport nie. Ek kan nie minder omgee hoe dit gaan of hoe ons doen. Ek support ons natuurlik en hoop ons doen goed. Maar anyway, ons praat nie oor sokker vandag. Nee. Lang storie kort is ek besef net soos die ander kant, die flip of die ander kant, die tweede rede hoekom ek dit noem is ek besef soos op sekere areas weet ek ook nie wat aangaan in die wêreld nie. En ek weet ook nie hoe om daarop te reageer noodwendig nie. En dis nie noodwendig omdat ek nie weet hoe om daarop te reageer nie, maar dis net omdat ek ignorant is. Wat's ignorance in Afrikaans? Ek weet nie eers nie. Maar ignorant is onwetend. Ek weet nie van dit nie. So ek gee nie aandag daaraan nie. Dis nie op my blimp nie. Dis nie op my radar nie. En dan gee ek nie aandag aan nie, maar dan word ek gekonfronteer dalk in die straat met ietsie oor dit en dan weet ek nie hoe om te reageer op nie. En ek voel ons as Christene moet Paulus sê, jy moet aan alle situasies reg wees om die gospel te defend. Ja. Nee? En ek wil so ver gaan as om te sê alles wat in die fisiese realm gebeur het, 'n uitspeling op die koninkryk. Alles. Sport, jy wat kar toe ry, enige ietsie, verstaan, dit kan die kleinste en die grootste ding wees, alles het 'n uitspeling op die geestelike realm. En jy moet in enige situasie bereg wees en soos Paulus sê, voorbereid wees om die gospel te kan versprei. Ja, ek het 'n pastoor wat gesien 'n preek van 'n pastoor, ek kan nie onthou wanneer was dit nie, maar hy het
gepreek oor die wapenrusting van God, die armor of God. En toe vra hy vir sy Amerikaanse pastoor gewees, toe vra hy vir hulle, hoeveel van julle sit daagliks julle wapenrusting aan? En almal steek hulle hande op met trots en alles. En hy sê, maar hoekom haal jy hom af in die aand? So dit is weer eens daai, jy moet 24/7 gereed wees Dis 'n cool punt. om Ek dit te like kan dit doen. baie. Dis baie cool. Ja, ek like dit. Dit is so en is iets wat ek so advocate op hierdie show is kyk, Jesus sê vir ons, stel op jou kruis elke dag, Ja. né? En ek is nie seker of Paulus in Efesiërs sê ons moet ons wapenrusting aantrek elke dag nie. Ek weet nie eintlik hoekom ons dit doen elke dag nie. Dis nogal 'n goeie punt. Dis ietsie wat ons eintlik moet check. Julle kan dalk in die opmerkings vir ons sê. Ek gaan dit nie nou lees nie, want dit is nie eintlik waaroor ons gaan praat nie, maar dit gaan net oor die punt wat ek wil maak is ons moet bewus wees van wat aangaan in die wêreld. Ons moet bewus wees en ons moet bewus wees en voorbereid wees van hoe ons dit gaan hanteer as ons gekonfronteer word daarmee. Want jy weet nooit, jy weet nooit wat gaan gebeur vandag nie. Jy weet nooit wie God oor jou pad stuur nie. Jy weet nooit oor wie God jou stuur nie. Wie se pad God jou stuur nie. En ons moet voorbereid wees. Ons moet voorbereid wees. Ek lees nou in Lukas. Ek lees nou so deur die Gospels en ek lees in Lukas, ek dink is gisteraand of eergisterand, van hoe die disippels gekom het en Jesus het hulle equip en vir hulle gesê, okay, nou moet julle uitgaan en die gospel gaan versprei. Gaan vertel die mense van die goed wat julle by my gehoor het. En dan moet hulle terugkom en feedback gee. Maar as daai hele ding van gaan gee vir mense die waarheid as hulle nie wil luister nie, is jy weet stoffie vir die stof in jou skoene af en gaan weg van daai huis af of van daai plek af. Of as hulle jou nie wil huisves of as hulle jou nie wil akkommodeer nie. En dis die hele ding, soos ons moet equipped wees om uit te gaan. Nou is ons equipped. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Is ons equipped? Want ons dink Christendom is net, en ek gaan dit weer sê, ons dink Christendom is net kerk toe gaan op 'n Sondag. Of dalk selgroep in die week. And that's it. Maar dit is nie Christendom nie. Dit is 'n funksie van Christendom. Dit is 'n uitvloei van Christendom. Ek het lank terug hierdie voorbeeld gebruik van as ek en my vrou is getroud, hoe gaan ons relationship wees as ek net een keer 'n week met haar gesels? Dit kan nie werk nie. Soos net een keer 'n week, verstaan ons net soos hoe gaan met jou? Okay, cool, great. Okay, awesome, dankie. Nou gaan ons aan sien jou volgende week. Ja. Verstaan jy? Dit kan nie werk nie. En dit is ook daai van mense as jy nie maar ek gaan kerk toe. Die kerk is eintlik net 'n gebou. As ek dit so die kerk is 'n gebou. Jy is self die kerk. Yes. Jy moet self gaan en vir die mense vertel. Ja. Want mense sal nie sommer uit hulle eie vrye wil uit na kerk toe, want dit is soos daai van soos ek moet nou hierdie perfekte gesig en alles. Mense wil aanvaar word soos hulle is. Soos as ek 'n bier geniet op 'n Vrydag aand, wie ook al om my is, moet dit aanvaar. So dit help jy, ons gaan net op 'n Sondag na 'n gebou toe. Dis lekker om 'n gebou te kan hê om na toe te gaan, want ek meen as mense kyk na China en so, waar hulle in grotte in moet gaan om die Here te kan dien en alles. Ons kan dit in die oop te doen, ons kan na 'n gebou toe gaan en dit doen saam as 'n familie, as 'n liggaam van Christus. Maar ons self is ook die liggaam van Christus. Ons is self ook die kerk. Ons moet self ook uitgaan en die mense daar buite gaan vertel van die gospel en nie judgment op hulle neersit nie. Don't judge me because you sin differently, because I sin differently from you. So daai van soos as jy wil jou stront doen, ek gaan jou nie judge op dit nie, want ek weet ek het ook my eie issues wat ek nog steeds aanvang, wat ek nog steeds probeer korrigeer. Ja. Maar dit help nie ons try te mekaar veg nie, want as dit net so ons staan voor 'n muur en slaan die muur. Dit gaan ons nêrens bring nie. Kyk, ek hoor wat jy ek dink judgment is 'n baie goeie topic actually. Ek dink ons gaan laat weet ons asseblief of julle dink ons moet bietjie gesels oor judgment want en dis fine. Dis great. Jy weet dis fine. Ja. Ek stem saam, ons moet nie judge op goeters. Ek wil nie lank op dit ingaan nie. Ek wil net 'n opmerking maak op wat jy gesê het. Ons moet nie judge op goed waarmee ons self sukkel nie. Maar jy moet judgments kan maak. Jy moet kan sê as jou pel op sy meisie verneek, moet jy vir hom kan sê, dude, dis verkeerd. Ja.
jy is besig om droog te maak of as hy net daaraan dink om op sy meisie te verneem, kan jy hom daar keer deur 'n judgment te maak en vir hom te sê dis verkeerd, jy moet dit nie doen nie. So maar as jy nou op jou meisie verneem en jou pel doen dit en jy sê jy dis verkeerd wat jy doen, dan sê hy soos maar dude, jy doen. Ja. Dis 'n different story. Maar in elk geval ek wil nie op judgment ingaan nie, maar ek dink ons moet 'n video daaroor. Ek dink is actually 'n vrek cool topic vir 'n ander 'n video wat ons 'n bietjie oor kan gesels. Maar vandag vandag praat ons eintlik oor Pride Month. Dis hy. 15 minute in. Ek dink dit is al langer as 5 minute. Jy kan ook daai stukkie in die intro sit. Ja. Vandag praat ons oor Pride Month. Dan begin die intro. Anyway, Pride. Oh my word. Weet julle hoe fitting is dit, nê? Nee? En ek hoop Julian sit hierdie in die begin in, want in my gebed vir oggend. Ons bid voor elke episode, nê? Nee? En in my gebed vir oggend, toe ek net die Here se naam sê, toe word ek so gehumble in my gees. Dat die Here vir my, amper daai ding van woe is me. Ek stap in ek is hierdie foutiewe nie sondige nie, maar vuil mens wat hier in God se teenwoordigheid inkom en ek voel net is asof ek net soos gebreek word deur sy glory. Net dadelik is ek net soos Here. Ek's jammer. Verstaan? Maar dis 'n goeie Dit is breek. dis 'n goeie posture. Verstaan? Dis nie van ek voel guilty en verneder nie. Ek voel humbled. En dit is wat God doen. So wat God se presence regtig aan ons doen, is dit humble ons. Daar is nie plek vir pride in sy koninkryk nie. Kom ons sluit die video daar af. Nee, kat. nee, ek weet ek het nou eintlik so half die conclusion gesê, maar ek wou dit net sê want dit is so ironies dat ons praat oor pride vandag en in my eerste ding wat gebeur in die opbou tot hierdie gesprek is net ek word gehumble. Want die waarheid is ons almal sukkel eintlik met pride. En weer eens, dis waar julle ding van don't judge me because I sin differently than you is. Ons gaan nou vandag na spesifieke sonde kyk, na homoseksualiteit of kan ek sê sexual immorality. Want dit is baie meer as net gay nou, dit is baie groter as net LGBT of wat ook al, daar's nou al, ek weet nie, hulle noem hulle mos die alphabet community. Ja. So, Ja. daar is al so baie letters, dit is letterlik nou van child attraction tot, ek weet nie eers wat alles nie, bestiality, en dit is net, dis eintlik net siek, man. Dis regtig soos, okay, kom ek lê die grond, kom ek lê die fondasie, julle. Ons gaan praat oor Pride, want is Pride Month. En ek het 'n groot probleem met Pride Month, maar ek het nie net 'n probleem met die maand nie, ek het 'n probleem met die aksie en wat daarmee gepaard gaan. Nou, hier is die ding, wat ek wil hê julle moet verstaan, is ek en Julian, ons hier by die Huntsman Show, ons is lief vir gay mense, ons is lief vir die LGBTQ mense, ons is nie lief vir hulle dade nie, ons gaan die dade aanspreek, net soos God, he loves the sinner, he hates the sin. Ek is ook 'n sondaar, ek het ook probleme, ek het ook foute, ek het ook goed wat ek doen, wat ek nie moet doen nie, goed waarmee ek stoei elke dag en hy ook. Ons is nie perfek nie, ons is nie hier om te preek oor dit nie, ons is hier om te sê, vir julle uit te wys wat die Bybel sê oor hierdie goeters. Nou, doen julle self 'n guns. Ag nee, kom ons ek gaan hardloop alweer weg. Nou, vir my is dit nie noodwendig lekker om hierdie video te maak nie, en daarom het ek nog nie 'n pertinente, 'n spesifieke opsetlike video gemaak oor Pride nie, want ek het 'n broer wat 'n homoseksueel, wat is die Afrikaans? Homoseksueel. Ek kan sê hy's 'n homoseksueel. Ja, dit klink weird, in Engels pas dit, maar ek weet nie. Ja, hy is homoseksueel. Nee, hy is homoseksueel. Ja. En hy bly in Engeland, ek's baie lief vir my broer, ek's baie lief vir hom, maar ek hou nie van wat hy doen nie, en hy weet dit. En ek wil julle 'n storie vertel van toe ons uitvind, toe hy nou uit die kas uitklim, way back, het ek
daai tyd nog gedrink, maar ek was baie lief vir die Here. En soos ek sê, ek het foute gehad en dan goed aan waarna ek gewerk het. En ek het op wyn gevat en ek het by my broer gaan sit in sy kamer en ek het vir hom gesê, jy gaan my nou alles vertel en ons het sit en wyn drink en hy het my nou vertel eintlik nou maar van soos net ook kaarte met my gespeel. En ek het vir hom geluister. Ek het ons seker 2 ure gesit in sy kamer en gesels en ek het vir hom geluister en ek het alles uitgeluister en aan die einde het ek vir hom sê, broer, ek's lief vir jou en ek sal altyd lief bly vir jou en jy sal altyd my broer wees, maar ek sal nooit goedkeur wat jy doen nie, omdat dit verkeerd is. Ek sal dit nooit goedkeur nie. En ek kan onthou, ek het nog gesê, net soos ek nooit sal goedkeur dat mense dronk word nie, en ek hierdie wyn, jy weet, sulke goeters, en op daai stadium het ek dronk geword, en ek het vir hom sê, ek doen nog goeters, so ek judge jou nie, maar ek sê nou vir jou, ek gaan dit nooit goedkeur nie, moet dit nooit van my verwag nie, moet nooit verwag dat jy my goedkeuring gaan wegdra in hierdie aspek nie, in hierdie spesifieke ding nie, en weet jy wat, ek en hy het 'n baie goeie verhouding, want hy weet waar hy met my staan, ek glo ons het nog nooit weer die gesprek regtig gehad nie, want hy praat nie met my daaroor nie, want hy weet, we don't go there, want dit is nie vir my, hy weet waar hy met my staan, ek wil nie weer daarvan nie, ek wil nie met hom daaroor praat nie, hy weet hoe ek voel daaroor, en ek voel, dis belangrik dat mense so 'n verhouding kan hê, en maar hoekom as jy nou, dank Vader, jy is nie, maar as jy nou 'n gay is, en kom ons sê jy is ook homoseksueel en jy kom nou na 'n kerk toe en jy kom sê vir my, ek is in 'n gay verhouding met 'n ander man of ek's 'n vrou in 'n verhouding met 'n ander vrou, moet ek die vrymoedigheid hê om vir jou te sê, ek like jou, ek's lief vir jou, maar hier is wat die Bybel oor dit sê. Hier is wat die Bybel oor dit sê. Net soos wat 'n dronk ou in my kerk instap, gaan ek vir hom sê, ek gee nie om dat jy 'n bier drink nie, maar hier is wat die Bybel oor dronkenskap sê. Die Bybel sê, moenie dronk word nie. Verstaan? Maar hoekom mag ons dit, verstaan jy, dis die gesprek wat ek eintlik, die interessante ding is, ons mag dit nie vir hulle sê nie. Why not? So, goeie vraag. En ek dink baie mense mis dit, maar vir my is dit, hoekom ek dit nie vir iemand anders te sal sê nie, is want dit help nie, ek sê vir jou, jy mag nie drink nie, maar elke Vrydag aand drink ek 'n bier by my braai. Want dit is mos nou contradiction, maar ek mag dit nie doen nie, maar jy mag nou, hoekom is jy anders as wat ek is? Ons is dan tog mos nou dieselfde geskape en alles, so nou, wat maak ons verskillend? So dis hoekom ek dit nie vir iemand anders te sal sê nie, is want dit help nie, ek preek vir jou iets, maar ek doen presies dieselfde ding nie. So vir my is dit net, ek sal vir jou sê, hoorie, dis verkeerd, en van my kant af probeer ek om my kant skoon te hou, in die sin van, ek drink nie op 'n Vrydag nie, ek gaan party nie. As my pelle wil drink, laat hulle drink. My beste pel was een van die grootste kuiergatte wat ek geken het. Ons is al vriende vir 14 jaar lank. En gewoonlik by 'n party was hy die eerste wat 'n bier gehad het. Ja. En hy het net besluit, hy drink niks meer nie. So as op 'n stadium toe ons na 'n restaurant toe gegaan het of so, ons het gaan eet as 'n klomp pelle, hy het Sprite gedrink, of 'n Coke Zero, of 'n cream soda of iets. Yes. Die res van ons het 'n bier gehad en hy het vir my Sprite bestel. Yes. Ons is net nou reg by Hennies gewees, Ja. op 'n Vrydag. Ek het vir my Coke gekry, hy het vir my Sprite gekry, hy het daar langs my gesit. Ja. Hy het net gesê, hy drink niks meer nie. Ja. Hy stop Maar het. sien, ek stem saam met jou, maar dit is die ding, soos, hopelik is die pastoor nie in 'n homoseksuele verhouding nie, dan obviously kan hy nie daai judgement maak nie, en dit kom eintlik maar op daai judgement neer, wat ons nou gepraat het, loop hand in hand. Maar, kyk, drink is nie die issue nie, dronkenskap is die issue. So, as jy 'n bier drink, nee, en jy stop daar, en jy doen dit al vir hoe lank, dan kan jy vir 'n ou sê, hoor, die dronkenskap is 'n probleem, man. Pas op net, soos watch net jouself. Ek het nie 'n probleem om as jy 'n bier drink nie, ek doen dit self. Maar soos dronk, elke Vrydag, Saterdag, Woensdag, wat ook al dronk word, it's ruining your life, man. En dis die ding is, dit gaan nie oor die aksie nie, dit gaan oor die nagevolge van daai aksie. En dis wat mense nie besef nie, omdat ons in hierdie fisiese wêreld
En dit is eintlik die hele ding vloei eintlik nou baie mooi. Die tema deur hierdie gesprek is ons moet ophou vaskyk in die fisiese riem, want ons dink soos ek het dronk geword baie. Ek het groot gepartytjie ou. Groot. Verstaan, ek was nie bang. En ek het 'n doel gehad. Ek het nie gedrink omdat dit vir my lekker was nie. Ek het gedrink om dronk te word. Ek wou gesyp geraak het. Dit was my doel. Want as ek het geglo as ek gesyp is ek funnier en ek's nicer en ek kan makliker 'n meisie optel of whatever dit is, verstaan jy? Ek het gedink dit maak my beter. Dit was 'n God vir my. 100%, want wat moet jou beter maak? God is die enigste een wat jou kan beter maak. Hy is die enigste een wat ons in 'n positiewe rigting kan verander. Hy is die enigste een wat ons kan vorm my en maak my soos evil. Verstaan jy? So, maar hier is die ding, nee, en wat ek nou gesien het is, al wat ons kan doen is vir mense die waarheid gee. Die judgment is nie eintlik van die persoon wat die woord gee nie. Die judgment kom van hier af. Hierdie ding judge ons, man. Hierdie is die spieelbeeld waarteen ons onsself meet. Is as ek die Bybel lees, en ek lees oor sexual immorality, kom ons vat dit as 'n voorbeeld, dan praat dit nie net van gay nie. Dit praat nie net van homoseksueel nie. Dit praat van soveel ander goeters, en dit kan wees pornografie, dit kan wees verneek op jou vrou, dit kan wees adultery, verstaan, al daai goeters, desire, al daai goeters is deel van sexual immorality. Dis nie net homoseksualiteit nie, maar en as jy na die geestelike kant van dit gaan kyk, dan sien jy hoeveel skade dit bring in mense se lewens. Daarom het God gesê, moet dit nie doen nie. Ultimately is dit nie omdat dit hom seer maak nie, dis omdat dit ons seer maak. Dis hoekom hy vir ons sê, bly weg van hierdie goed af. En dit is enige sonde. Want brokenness kom saam met sonde. En dit breek jou, en dit breek die mense om jou, en dit maak seer in jou lewe, en dit maak almal om jou seer. Daarom het God gesê, bly weg van hierdie goed af. Maar daar is sekere sondes wat meer skade doen as ander. Daar is sekere sondes wat God absoluut verbied, wat hy sê, ek haat hierdie goeters. En homoseksualiteit is een van hulle. Nie homoseksualiteit nie, sexual immorality. Is een van hulle. Pride is een van hulle. En dis net vir my toevallig dat hulle besluit het om hierdie hele movement van hulle, die Pride movement te noem. Want God haat trots. Hy haat dit. Ja, sê jy 'n bietjie iets toe dan. Laat ek my Bybelverse gaan kry, wat ek vir my navorsing. Dit wat jy sê van die Pride Month is so waar. En as mense dit gaan vat, ek wil sê hulle simbool, die reënboog. Dit was veronderstel om iets godliks te wees. Ek meen die Here het die vloed gestuur saam met Noag, en toe stuur hy die reënboog om te sê, nooit weer sal ek hierdie aarde weer so onder water sit nie. Yes. En nou gebruik hulle dit. En ek het iemand het dit een keer genoem, waar hulle sê, God creates, Satan counterfeits. Ja. Hy kan nie create nie, hy vat wat die Here gemaak het, en hy maak 'n knock-off version, 'n counterfeit version. Hy vat wat bedoel is vir goed, en hy maak dit sleg. En dit was vir my so mooi gewees om dit te kon hoor, want dit het my 'n ander perspektief gegee op goeters. Nou in plaas van te sien, daar's so 'n mooi boom, nou is dit soos, maar die Here het daai boom gemaak so. En as mense gaan kyk na die boom van goed en kwaad, dit was, ek is doodseker is een amazing boom gewees. En daar's 'n rede hoekom Adam en Eva nie van kon eet nie. Wat het die duiwel gedoen? Hy het Eva kom draai en sê, hoorie, hoekom wil jy nie net proe nie? So hy kom met al hierdie draadjies en goedjies. En Maar wat het hy, onthou, wat is die wortel, wat is die vrug wat hy voor haar gehang het? Dit is nou die metafoor, jy weet, maar wat is die vrug wat hy voor haar gehang het, die wortel op die stokkie, was nie eintlik die boom nie. Dis nie omdat die vrugte so lekker gelyk het, terwyl dit was
goddelikheid. Yes. Dit was trots, dit was pride, dit was jealousy, dit was die goed wat hom laat val het. Pride het hom laat val. Pride het sin in die wêreld ingebring, want Satan was nie, Lucifer was nie meer gelukkig om God te worship nie. Hy wou geworship word. Hy wou die worship gehad het. Ek wil God wees. Ek wil op die troon sit. Ek is die beste. Ek is die sterkste. Ek is ek. This is my truth. Ja. Verstaan, dis daai hele ding van dit is 'n absolute bose narratief. En dit is presies wat Eva en Adam laat val het. Die sonde in die wêreld ingebring het is trots. Ja. Dit was die hele ding van hy het gesê nee. Hy het eers gesê nee. God lieg. Dis nie die waarheid nie. Hy wil net nie hê julle moet soos hy wees nie. So was dit, ons kan soos God wees. Ja. Dis cool. Ons kan God wees. Verstaan, en dis die hele ding van hierdie small g God, jy weet, dis daai hele ding van I am the God of my own world, I am the maker of my own fate, I am the captain of my own ship. Ja. Soos, nee dude, dis die ding, is soos, jy op jou eie, ek het dit gedoen, jy het dit getraai, ons almal het dit getraai in ons lewens en it leads to destruction. En dis die slegste ding. Die Here is gewoonlik altyd die laaste ding waartoe almal draai. Hulle draai jouself hulle is uitsort en dan, okay, weet jy wat, ek het niks anders, toe kom ek draai dit nou maar en dis die hartseer ding. En nou wat jy sê van Satan, in plaas van dat die worship deur hom kom, wou hy dit na hom toe laat kom. En dit is net soveel hartseer en daai pride en goeters, die Jesus het gekom af en hy die baar nog gelig, in plaas van wat adultery was, slaap met iemand anders tussen, soos as jy net lastfully na iemand kyk, het jy dit klaar commit. So hy het die baar hier gevat, hy het hom net bietjie hoor gestel. Ek sal nie sê bietjie hoor, baie hoor. Ja, baie hoor gestel, net om dat mense kan verstaan hoe erg dit is, en tog verstaan, dink ek nie ons verstaan altyd hoe erg dit is nie. Ons doen nie, man. En selfs dit, daai aksies wat jy nou noem van Jesus, ek like dit, want selfs dit is 'n humbling action. Daai hele ding van, wat Jesus eintlik vir ons, die hele ding van wat Jesus, wat hy eintlik daar gedoen het, is, hy het ons laat besef, we can't do it. Ons kan nie dit doen nie. En ek het hierdie een ou, en hy gaan teen hierdie video kyk, en ek weet julle gaan luister na wat ek nou gaan sê is, hulle glo dat ons die wet kan onderhou. Hulle, en is fine, it is great, jy weet, my issue is nie meer daarmee dat hulle die wet wil onderhou nie, ek probeer ook die wet onderhou, want Jesus sê, die wat my lief het sal my wette onderhou. Ek glo mens moet dit doen, ek glo ons as Christene moet streef daarna om dit te probeer doen, maar wat Jesus vir ons kom sê het is, julle kan dit nie doen nie, en daarom moes ek kom. Dis my probleem met dit, is nie dat hulle wette wil onderhou nie, maar dat hulle glo die wet red ons, die wet red ons nie, Jesus red ons, Jesus reinig ons, ons moet die wette probeer onderhou, maar wat Jesus vir ons kom sê het is, jou wet sê dit, maar ek sê vir jou, Yes. hier's 'n nuwe wet. Bietjie, Kom ons lig die baar. ja, kom ons maak dit bietjie moeilik. En daai statement wat hy daar gemaak het, is humbling. Want as jy dink jy kan die wet onderhou, dis trots. Kyk by die fariseërs, Ja. Fariseërs het dit getraai, van soos, nee, maar dis wat die wet sê, jy kan nie dit nie, kan nie dat, en dan, kyk hoe, ek wil nie sê ver van die pad af, maar hulle het die punt heeltemal, want hulle was heeltyd wet, en die oomblik toe Jesus al aankom, en is nie volgens hoe die boeke vir hulle gesê het, hy gaan aankom nie. Toe is dit eers skielik, maar kan nie hy wees nie. Ja, 100%, maar what blinded them? Pride. So die issue is eintlik pride. Trots. Dis die issue. Dis die onderliggende probleem, dis die wortel van al hierdie sonde, is trots. Dis ek is wie ek is happy daaroor, ek is fine daaroor, ek is weer, God het my so gemaak. Nee man. God het nie jou so gemaak nie, verstaan jy? Hy maak nie foute nie. Nee, hy doen nie, en dis die ding, ek het gister 'n video gekyk van 'n ou, ek weet nie of, ek kan nie die braas se naam onthou nie, so 'n Chinese ou, hy was in die tronk,
Hy so heavy cool guy, hy het sulke tattoos en hy gaan na so stronke toe nou en gaan na skole toe en universiteite toe, so Amerikaner, is Chinese American ou. En dan praat hy soos oor die gospel, maar hy doen ook soos hierdie, hy antwoord hierdie moeilike vrae. Ja. En die een vraag by een van sy goeters was nou, why did God make people gay? Hy sê, nee, God didn't make anyone gay. Nee. Verstaan jy? Soos, daai sin entered the world. Verstaan, God het niemand gay geskape nie, want baie van hulle sê nie, ek's gay gemaak. Nee. Baie mense soos daar's scholars, nê, dit is Bybelkenners, daar's teoloë wat vermoed Paulus was daar gay. Want hy praat heeltyd van die doring in sy vlees en hy abstain from sexual activities en jy weet, en hy wens niemand hoef te trou nie, jy weet daai hele ding, en dan motiveer hulle nie, maar hy was daar gay, en hy het net abstain van hierdie goed, dis nee, Vir my verstaan, die maklikste manier om daarna te kyk, as mens gaan kyk in Genesis, die Here het man geskape en toe skaap hy vrou. Hy het nie man en toe weer 'n man of vrou en toe weer vrou, hy het man en toe vrou. Want die twee moet saam wees. Maklikste manier om dit te stel. Dit is 100%. Daar's 'n klomp maniere hoe hulle hierdie ding probeer, hoe hulle die Bybel probeer verdraai om hulle aksies te, en dit is nie net, weer eens, dis nie net mense wat in sexual immorality is, wat hierdie goeters probeer doen nie. Daar's mense wat alkoholisme probeer justify in die Bybel. Ja, Jesus het gedrink. Verstaan, jy kan, hulle het al elke liewe sonde probeer justify uit die Bybel. Ja. Hulle het, ek beloof jou, enige sonde. Maar die een wat nou, soos society oorneem, is ongelukkig trots. Dis die ding wat, en dit is die, jammer om vir julle te sê, maar dit is die rede hoekom God Sodom en Gomorra gebrand het, tot die grond, is as gevolg van sexual immorality. Gaan lees net bietjie daai storie, ek wonder of mense dit al gaan lees het. Dit is eintlik insane, dit is soos, God kom na Abraham toe, hy sê vir Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra verwoes. Abraham is soos, nee, wow, soos Lot is daar. Ja. Nou moet ek 'n plan maak. Nou begin hy met God redeneer. Dis eintlik 'n amazing storie. Dit is. Nou begin hy met God redeneer. Hy sê, Here, maar okay, jy's God, jy kan doen wat jy wil. I get it, maar wat as daar 100 mense is wat regverdig is in Sodom en Gomorra? Sê God, nee, daar is nie 100 mense wat regverdig is in Sodom en Gomorra nie, maar as daar 100 mense is, dan sal ek dit spaar. En as Abraham sê, okay. Cool. Maar hy weet van een, nou, ja. Kyk na sy horlosie, ja. Doe gaan 'n bietjie research, hy weet eintlik net van een nou, hy sê, Here, maar okay, wat is al 50 mense is? En God sê, daar is nie 50 nie, maar as jy 50 op gronde van 50 sal ek dit spaar. Dis okay, wat van een? Ja, toe kom dit tot op die punt, tot op een. En God, en verstaan, en God is soos, God weet obviously wat hy doen, right? Dit is die ding, en dis wat vir my so amazing is van die Here, is hy is soos 'n pa, en hy soos, ek wil jou nou uithoor, praat met my, laat ek hoor, ek weet klaar wat jy wil hê, my laaitjies kom baie na my toe, nou weet ek presies wat hulle soek, maar dan kom hulle met 'n lang want dis daai manier hoe hulle dit soos, papa, dan sê jy, wat soek jy? Ja, wat soek jy? Ek weet wat jy soek, maar die Here wil jou hart hoor. Hy wil hoor wat pla, wat is in jou. Hy weet wat daar aangaan, maar hy wil dit uit jou eie mond uit hoor. Hy wil, en ek is soos, en dis vir my so amazing van God, dat hy homself ook partykeer so humble om ons uit te hoor. Hy's God, man. Dis die ding, is mense is soos, hoekom wis God nie net meer die wêreld uit nie? So ek weet nie. Dis 'n goeie vraag. Ek weet nie, hy kan dit doen, hy het ons nie nodig nie. Soos hoe vinniger jy dit kan besef, nê, hoe beter gaan jou lewe wees. Louis Giglio, my eerste amazing preek wat ek gesien het, ek ook, en nie alles nie, maar baie van sy staf. Hy was 'n groot deel van my beginfase van my geloof. Is een van die eerste reekse wat ek van hom gekyk het, was History. En die eerste ding wat hy sê in daai reeks is, julle, ek gaan nou vir julle ding sê, want baie van julle gaan nie van my hou hieroor nie, as gevolg van wat ek nou gaan sê nie. Dit gaan alles oor God. Alles. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou vrou nie, dit gaan nie oor jou kinders nie, dit gaan nie oor hoe gelukkig jy is nie. It's all about God. Everything. It's all for His glory.
alles, die hele storie, die hele skepping, alles gaan oor hom. Hy is die center point of creation. En hoe vinniger jy dit besef, hoe beter gaan dit vir jou wees. En as jy nie daai ding kan grasp nie, dan kan jy nou loop. Hy sê dit nou, ek sê, wow, dit is crazy. Ek het nie daarvan gehou nie, want ek was soos, dit maak nie vir my sin nie, want God is hierdie loving God. Soos, ja, hy is, maar dit gaan oor hom. Jy is net 'n karakter in sy boek. Jy is net 'n blimp op die timeline, nie eers nie, verstaan jy? En dan gaan hy mos nou aan, want die, en dit is soos his story, verstaan, maar die premise van die ding was his story, his glory, en dit was vir my so cool geweest. Maar, het jy iets sê? Nee, maar daar het jy gesê het van God wat homself humble om ons hartsbegeerte te hoor. Ek het nou hierso Spreuke 11 vers 2 sê, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. Yes. En dit is Beautiful verse. so mooi, want ek meen as iemand verjaar of so, dan sê jy tog vir hulle soos, mag wysheid jou net nog meer op jou kom, of met die jare wat kom, mag jy net nog meer wysheid bykry. En dit is humble, lei na wysheid toe. So, humble jouself, as mens gaan kyk na Salomo, hy kon vra vir enigiets, hy kon vra vir al die geld in die wêreld, hy kon letterlik vra vir enigiets, waarvoor het hy gevra? Kennis en wysheid. Toe sê die omdat jy vir dit gevra het, sal ek vir jou alles anders te gee. Ek sê nou nie moet uitgaan en gaan vra net vir kennis en wysheid, want dit gaan oor jou hartskondisie. Dit help nie jy vra vir dit, maar jy soek eintlik hierdie. Die Here ken jou hart. Maar dit gaan oor jou hartskondisie van soos, Here, ek sit in hierdie situasie. Ek weet nie wat om te doen nie. Help my asseblief. Dit is en as jou hartskondisie reg is, gaan hy vir jou presies sê wat dit is. Maar dit help nie soos, ek sit in hierdie situasie, ek weet nie wat om te doen nie, help my asseblief, maar eintlik hier in die agterkant het jy 'n plannetjie wat besig is om aan mekaar te kom, en dan sit soos, maar dan wil jy mos nie eintlik my help hê nie. Dit is so, jy moes dis 'n net klaar jou eie posture, ek plan. hou van wat jy sê, dis 'n postuur. En dis al julle ding van, ek dink heeltyd daaraan, dit is soos een van my gunsteling Bybel gebeurtenisse is waar Jesaja in die hemel ingetrek word, na die hemel toe gevat word, en hy sien voor die troon, en hy is net soos, eerste ding wat hy doen is, en dis nie omdat hy besluit om dit te doen nie, dis asof hy forceer word, amper soos wat ek nou in daai gebed net soos, verstaan, is net soos plat op die vloer, want God se glorie is so groot, en is so damning eintlik, dis condemning eintlik, want hy, soos hy sê, donkerte kan nie in my presence wees nie, sin kan nie in my teenwoordigheid, verstaan, ek kan dit kan nie in my teenwoordigheid wees nie, dis hoekom hy gesê het, if you see me, you will surely die, hy het nooit voor die mense, aan die mense verskyn nie, in die Ou Testament, want hulle sou fisies doodgegaan het, want sonde perish in God se teenwoordigheid. Dis so insane eintlik. Ek wonder nogal, dis eintlik nogal 'n cool topic, soos ek wonder hoe Satan in sy teenwoordigheid ingaan, want Satan gaan nog in God se teenwoordigheid. Ja, mense gaan kyk na Job en so. Ja, verstaan jy? En hy sê accuser, jy weet, maar in elk geval accuser of the brethren, maar in elk geval, dis soos die ding is, soos daai humbling posture wat ons na God toe gaan, en ek dink dit is een van die goed wat trots ons nie toelaat om te doen nie. Is presies wat jy nou sê, trots, weer eens is haar hele ding van, Here, ek vra jou vir help, maar eintlik is ek besig om my eie ding te doen, want ek kan dit uitsoek, of ek kan dit regmaak, of ek kan, en Jesus sê vir ons, jy kan nie, ek moet. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my. Jy kan nie op jou eie by God uitkom nie. It is not by works that you have been saved, it's by grace that you have been saved. It's a gift. I give you a gift. Verstaan, is 'n geskenk van God, dat ons gered kan word. En dis die dinge, trots, vat daai geskenk en hy gee dit terug vir die Here en hy sê, ek sal dit self doen. Just nee, dis nie hoe dit werk nie, jy kan nie, as jy dit gaan doen, dan gaan jy hel toe gaan. Kom na my toe, vat die geskenk, ek gee hom vir jou. Nee, dankie, ek sal dit self doen. Okay, kyk dan maar waar jy opeindig. Ja, ek glo wat om dit prakties te maak, want dan verstaan ek dit makliker, en dit is soos om na iemand toe te gaan, en soos hoor, ek het hierdie vir jou gekry, spesiaal net vir jou, net omdat, want
dis 'n geskenk vir jou. Wanneer dan kyk jy dit nie nodig nie. Imagine net hoe dit moet voel. As jy na iemand toe gaan, jy het al hierdie tyd en effort ingesit, soos hierdie is spesifiek, spesiaal net vir jou, niemand anders te kan kry. Dis letterlik net joune. En hulle sê vir jou nee, vat dit terug. Kom ons vat dit nog 'n stapie verder, ou. Kom ons compare dit met die act van die kruisiging. Jy gaan, jy het 'n kind, nê, of kom ons sê jou vrou, kom ons vat jou girlfriend, nê, en jy gaan deur hel om vir haar iets te kry, nê. Kom ons sê jy het in die winkel geloop en sy het hierdie oorlosie gesien. En hierdie oorlosie is R20,000. En jy soos, ek kan nie R20,000 nou bekostig nie. Maar jy gaan vir 'n rukkie, nê, deur hel. En jy spaar en jy werk hard, jy doen ekstra goed, jy sloof jouself, jy breek fisies jouself om vir haar daai oorlosie binne 'n jaar te koop of wat ook al dit is, nê. En jy vat hierdie ding na haar toe en jy soos, man, ek het so hard gewerk om hierdie ding vir jou te kry. En jy gee dit vir haar en sy soos, dankie, ek het eintlik nou hierdie en ek like hom meer. Ja. Verstaan jy, dis soos, hoe gaan jy, wat? Verstaan jy, ek het soos, wat? En dis die ding is, soos, Jesus het nie net, hy het nie hierdie gift gehad om vir ons te gee nie, nê? Dink aan. Hy sê, ek dink is in Romeine wat hy sê, you have been bought by a price. Ons is gekoop uit die hel uit, deur Jesus se bloed. Ons is almal, dis die Bybel sê, we have all fallen short of the grace of God, né? Ons moes almal hel toe gaan. Almal gaan hel toe, wat nie vir Jesus aanvaar nie. Nou is God soos, okay, hoe, ek probeer dit nou practical stel, hoe gaan ons hulle red? Hoe gaan ons, ek moet nou 'n plan maak. Die enigste manier om my, verstaan, dis amper asof God 'n loophole moes kry vir sy eie skepping. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Dit klink nou baie stupid en dit klink baie dom as ek dit sê, maar dit is net om dit vir julle in practical terms te stel. Is soos, okay, hier's wat ons gaan doen. Ek gaan vir hulle hierdie geskenk gee van salvation. Hulle gaan dit nie kan verdien nie, want hulle kan dit nie verdien nie, want human nature is te flawed. Ja. Maar ek gaan my seun stuur, ek gaan hulle koop uit die dood uit. Ja. Ek gaan my seun stuur om te gaan sterf aan 'n kruis, 'n gruesome, die ergste wat enigiemand nog ooit doodgemaak is, die swaarste, seerste manier wat jy kan dink om dood te gaan, het Jesus dood gegaan. Ek gaan hom stuur om dit te gaan doen. En daai prys gaan my in staat stel om vir hulle hierdie geskenk te offer van genade. Dit is insane. Toe ek preek oor die kruisiging so rukkie terug, toe die Here net hierdie prentjie vir my geopenbaar, waar dit het vir my gevoel asof uit 'n meeting geroep met al sy engele. Soos hoor jy, ons het 'n meeting, hoor jy, ons moet hierdie ding doen. Ek het 'n volunteer nodig. En soos hy's waar al die engele en almal staan so voor my, soos hoor ek het 'n volunteer nodig om, en Jesus sê ek sal dit doen. Ja. Ek sal dit gaan doen. Maar jy weet nie wat, ek sal dit doen. Wat ook al dit is, ek is daar, ek sal dit gaan doen. Sonder om eintlik te weet, en ek dink hy het geweet waardeur hy moet gaan, hoe hy met 'n sweep geslaan gaan word, alles, maar hy sê nog steeds, ek sal dit gaan doen. Stuur my. Ja. En dit was vir my net, toe ek het so noem in die preek, dis dit net soos trane. Want dis so mooi. Jesus het nie, hy was nie forceer om te gaan nie, hy het gekies om te gaan. Hy sê, freely I give my life. You do not take it from me. Nee, I give it. En dit was vir my net soos, man. Dis humbling. dit is Dis die ding, is soos, God humbled himself. Hy het homself gehumble, mens geword, soos die lowest, ons besef nie hoe groot dit is, wat God gedoen het nie. We don't get it. Ons sal dit nooit grasp nie, maar dit is wat Paulus sê, soos, now we only know in part. Hy sê eintlik vir ons sal nooit verstaan, tot ons eendag voor God staan, waardeur hy moes gaan, waardeur hy gegaan het, wat hy alles vir ons gedoen het. Ons sal dit nooit grasp nie, maar weet net, dis insane, dis awesome, dis wow, dis soos Louis Giglio ook sê, van die ster, hy sê soos, verstaan, nader aan die sê net, dis net insane, want ons kan dit nie grasp nie, maar dis soos, God
het al hierdie gedoen, hierdie unthinkable, unfathomable, unspeakable ding wat hy gedoen het, om vir ons 'n persent te gee van grace. Te sê, kom na my toe, ek gee nie om oor jou sonde nie, ek sal dit uitsort, kom net na my toe. Ons gaan werk aan daai goeders en dis die ding, soos dis nie waar dit eindig nie, maar kom na my toe. Of jy nou gay is, en of jy nou verslaaf is aan pornografie, of jy nou 'n meth addict is, of jy op jou vrou verneek, of jy 10 mense al vermoor het, ek gee nie om oor daai, dit is obviously, daar's 'n prys wat betaal moet word, maar kom na my toe, ons sal dit uitsort. Grace is groter as enige sonde, enige ding waarmee ons sukkel. Grace is die prys of die gift wat ons kan ontvang en sê, Here, okay, ek het al hierdie foute gemaak, want ek het dit self probeer doen, ek het lewe self probeer doen, ek het aanvaar wie ek is, ek het my human nature embrace, maar U sê vir my, ek moet my spirit nature embrace, ek moet U aanvat, ek moet my gees, jy weet, ek moet my geestelike mantel aantrek. Ek dink om 'n laaste punt te deel, waar, ek dink dis waar pride weer inkom, daar wat jy gesê het, Jesus sê, kom net na my toe, en dan sal ons begin werk. Maar almal is soos, nee, ek moet perfek wees voor ek gaan na hom toe, soos ek moet myself, ek moet myself regkry, ek moet hierdie goed uitsort, dan kan ek eers na hom toe gesit, soos, kom na my toe, net soos jy is, ek soek jou net soos wat jy is, en van daar af sal ons 'n pad saamstap, en ons sal die gaga goedjies uitkry. Maar almal is soos, nee, ek moet eers myself regkry, ek moet eers my make-up opsit, ek moet eers hierdie doen, ek moet eers dit doen, ek moet eers dat doen, voor ek, soos, kom net, kom sit by my voete, en dan sal ons aan werk. Ja, heiligmaking is deel van die proses. Daar's redding en daar's heiligmaking. Dis twee goeters wat gebeur. Ek is in die heiligmaking proses, ek's gered. Ek gaan hemel toe. As ek nou moet doodgaan, ek weet ek gaan hemel toe. Ek sal by God wees, ek weet dit. Maar ek is in proses van heiligmaking en daar's nie 'n purgatory nie, want die Katolieke glo, jy gaan eers purgatory, dan word jy daar heilig gemaak en dan gaan jy hemel toe. Maar dis nie hoe dit werk nie. In elk geval, sorry, dis nou 'n side note. Maar heiligmaking is deel van die proses en ons almal, ek gaan teen tot die dag wat ek doodgaan in die heiligmaking proses wees. Verstaan, maar dit is wat jy sê, ou, dit is soos ek dink net hoe jy nou sê, dink ek weer aan die verlore seun, die vergelyking van die verlore seun. Daai ou het eintlik die geskenk, hy het sy erfenis gevat by sy pa. Hy het nie hierdie erfenis verdien nie. Dink bietjie daaraan, soos as jy nou regtig krities na hierdie vergelyking moet gaan kyk. Hierdie ou het nie sy erfenis verdien. Glad nie. Sy pa het gewerk vir daai erfenis. God het gewerk vir ons redding. Presies dieselfde. Hy het sy erfenis gevat, hy na sy pa toe gaan, sy pa, ek soek my erfporsie, ek wil my eie ding gaan doen. En sy pa was soos, reg seun, hierso. En hy het gegaan, en hy het alles verloor, hy het gaan hoereer, hy het gaan drink, sexually, maar al die sondes waaraan jy kan dink, het daai ou gaan doen. 10 en drugs gebruik. Ek sê maar net, soos weer eens, daai ou het deur alles gegaan. Hy het elke sonde gaan doen waaraan jy kan dink. Dan sy pa het hom nie weggestuur nie, sy pa het hom met oop arms verwelkom. Maar dis die ding, soos, maar wat moes gebeur het voor dit? Dis die key van die storie. Die key van die storie is, hy moes gehumble word. Waar het hy opgeëindig? In 'n varkhok. Varkhok, ja. Saam met varke. Hy het nie eens kos gehad nie, hy moes eet wat die varke eet. Dit was sy werk, is om by die varke te slaap en hulle op te pas en hulle skoon te maak en hulle basically hulle poef. Nou as jy verstaan nie, jy kan 'n varkhok nou na 'n varkhok toe gaan, dit is aaklig. Maar in daai tyd was dit 300 maal erger. Ja, dit was tegnologie of iets gewees nie. Dit was modder en poef en die varke het letterlik in dit gebly. Dit was net, en hulle kos was net so vir hulle gegooi en hulle flippin het daai modder en poef en alles weer opgevreet saam met hulle kos en dit was 'n aaklige ding geweest. Nou kan jy imagine, jy moet slaap tussen dit, jy moet bly tussen dit, jy moet eet tussen dit. Hy was basically 'n vark. Ja. Hy was so gehumble
En hy moes op daai humble posture kom waar hy besef het, ek het droog gemaak. My pa het alles vir my gegee en ek het dit geskwander en ek gaan met my ster tussen my bene teruggaan na hom toe en sê, pa, ek wil net 'n slaaf by jou wees, want hier gaan ek ten minste warm slaap. Ja. Want hy sê dit, hy sê my pa se diensknegte slaap in lekker plekke, hulle eet lekker kos, hulle dra mooi klere. Ek sal myself humble en teruggaan na hom toe en vra, sal jy my terugvat as 'n slaaf? So hy was so humble dat hy bereid was om 'n slaaf te gaan wees by sy pa. En dan soos jy sê, het sy pa hom met oop arms ontvang want sy postuur was reg. Sy hartpostuur was reg. So geen nie om wat jou sonde is nie. Geen nie om of dit pride is nie. Die ding is, die root, die wortel van alle sonde is trots, julle. Dis hoekom ek sê, dis vir my toevallig dat hulle hierdie LGBTQ community, hulle hele movement pride is, want dit is net die fondasies van enige sonde. En dit is eintlik waar daai ouens advocate voor is, sonde is fine, maar dit is nie. En een of ander tyd gaan jy in die varkhok opeindig, en dan moet jy besluit, gaan jy teruggaan na die Vader toe, of gaan jy daar bly? Want dis die enigste manier hoe jy uit die varkhok uit kan kom, is as jy na die Vader toe teruggaan. En hy's reg om jou te aanvaar en terug te verwelkom met oop arms. Net soos hy vir my gedoen het, en net soos hy vir Julian gedoen het, en net soos hy vir enige ander mens in die kerk of in Christendom gedoen het. Daar's baie probleme, daar's baie mense, daar's baie foutiewe mense in die kerk ook. Die ding is, ek wil vir julle sê, wat julle doen is verkeerd. Net soos die goed wat ons verkeerd doen, verkeerd is. Maar God is genadig en gewillig om jou te ontvang en om jou te verander. En ons sê hierdie goed nie omdat ons julle haat of kwaad is vir julle nie. Ons sê dit regtig uit liefde uit. Jy kan verander. Ek weet dit. Ek het al so baie getuienisse gesien van ouens wat heavy, ek wil nou sê heavy skeef was. Wat heavy ver in dit in was. Soos vroue klere gedra, alles. En hulle het, toe Jesus hulle red, soos 'n jaar later is dit 'n ander mens. Nee, daar's nou baie, ek weet nie of jy dit al gesien het nie, daar kan jy een of twee van hierdie goeters insit, maar ons nou baie testimonies van ouens wat homoseksueel verhoudings was, pride rallies toe gegaan het, en nou is hulle soos gered, en hulle lyk normaal, jy sal nooit sien, dink jy, daai ou was 'n jaar terug in 'n pride rally gewees nie. Ja. En die punt is nie normality nie, die punt is, kom na Jesus toe, die punt is healing en herstel, dis die punt. Ons het nou nie eens baie Bybelverse gelees nie, ek het soos 'n lys van 20 gehad, maar weer eens, ek gaan vir julle Bible Info se link onder in die description sit, gaan search net op Bible Info, soos onder topic homosexuality, gaan search pride, dan gooi hy vir jou al die verse uit van homosexuality, pride, sin, en ek kan nou vir julle sê, daar is nie 'n Bybel, daar is dalk 'n vertaling hier en daar wat dit dalk goed praat, maar dit moet nie daai Bybels lees nie. Maar ek beloof vir julle, dit is nie iets wat God goedkeur nie. Dit is nie. Dit is in die woord, is dit duidelik, dis 'n sonde, dis verkeerd, dis nie van God af nie. En ongelukkig sê hy, dat iemand wat in so 'n posisie is, nie die koninkryk van God gaan sien nie. So ons sê dit vir julle, want ons is lief vir julle, ons wil hê julle moet na Jesus toe kom, en hy gaan julle verander, hy gaan julle help, hy gaan julle red. Dit is nie so maklik soos dit nie, maar dit is wat julle moet doen. Ja. Wil jy nog iets bylas? Keer terug na jou Vaderhuis toe. Yes. Maar, Amen. maar al. Dis al julle. Sien julle die volgende een. Bye.